Goeiemiddag geliefdes. Ons kom vandag bymekaar om afskeid te neem, maar so ook om 'n lewe te vier. 'n Lewe wat geleef is en volle. 'n Lewe wat geleef is in verhouding met die Here. En daarom gaan ons ook vandag die wonderlike voorreg geniet om een van Tannie Anet se gunsteling liedere ook na te luister. Ons sê vir die koor ook baie dankie. Baie dankie dat u gekom het. Ons wil baie graag dankie sê aan die koor vir hierdie mooi lied, 'n lied wat ook soveel betekenis gedra het, soveel betekenis uitgeleef het, 'n lied wat ons vandag mag beleef het.
Wynand, mag ek vra dat jy vir ons speel terwyl ons kyk?
Geliefdes, ek lees graag vir u die afskeidswoorde. Na elke nag is daar 'n dagbreek. Na winter, lenteprag. Oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde Anet gaan ons maar net 'n wyle vooruit. Uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie en waar tyd nooit gemeet kan word nie. Waar daar geen sorge of kwellinge kom nie en waar niemand trane stort nie van almal wat haar liefhet. Gemeente, ek wil graag vra dat ons saam sal staan, dan sing ons gesang 163 soos 'n wildsbok, dan bly ons so staan ook vir die votum en die seëngroet. Soos 'n wildsbok wat smag, na waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek kom. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. Openbaring 21 vers 3 sê, toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook nie leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Gemeente, ontvang die lewe wat God gee. Die ewige lewe wat aan ons beloof is. Die liefde, die genade van ons Here Jesus Christus en teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons mag ons plekke inneem. Die wonderlike voorreg gehad om 'n paar oomblikke
saam met die familie, saam met vriendinne, selfs op 'n verjaarsdag, saam met Tannie Anet, ook in die hospitaal te mag deurbring. En daarom is Psalm 91 en 121 vandag ook so besonder, want dit vertel van 'n lewe, dit vertel van geloof, en dit vertel van 'n verhouding. Psalm 91, net die eerste paar verse, hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Nou ook so die laaste vanaf vers 14, en U moet my vergewe wanneer ek die geslag in hierdie gedeelte verander vanaf hy na sy, want dit spreek so mooi tot die lewe wat Tannie Anet geleef het, daarom nie omdat hy, maar omdat sy. Omdat sy my liefhet, sal ek haar red, sê die Here. Omdat sy my ken, sal ek haar beskerm. Wanneer sy my aanroep, sal ek haar gebed verhoor. In haar nood sal ek by haar wees. Ek sal haar red en haar in haar eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek haar gee. En oor my hulp sal sy haar kan verbly. Daarmee saam kyk ons ook vandag na Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat ek struikel nie. Hy wat my beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm my. Die Here bewaar my van alle gevare. Bedag sal die son my nie steek nie en snags sal die maan my nie kwaad doen nie. Die Here sal my beskerm teen alle gevaar. My lewe sal hy beskerm. Hy sal my beskerm waar ek ook gaan, nou en vir altyd. Hierdie twee psalms vanuit twee verskillende dele van die psalmboek. Psalm 121 vorm deel van die groep psalms wat bekend staan as die pelgrimsliedere. 'n lied werklik wat gesing is. 'n lied wat gesing is terwyl die mense op weg was. En wanneer ons vandag hier verder reis, wanneer ons vandag huis toe gaan, dan sê ons vir mekaar baie keer veilig ry. Laat weet my as jy veilig by die huis kom. Sluit jy deure. Moenie stop langs die pad nie. Baie keer wanneer ons op reis gaan, sê ons hierdie woorde aan mekaar, omdat die paaie wat ons gebruik gevaarlik is. 'n Mens kan nie enige plek stop nie. So hierdie woorde is vir vandag toepaslik. Maar was ook in die tyd waarin die mense te voet, baie keer met 'n donkie, ook gereis het tussen stede. Gevare op die pad. Gevare van medemens, gevare van die son, dehydrasie, moeg word. Wanneer ons kyk na hierdie psalm en dit sê die maan sal jou nie kwaad doen nie, dan verstaan ons nie in ons konteks watter kwaad kan die maan aan ons doen. Maar die maan was gevaarlik in die dae waarin hierdie pelgrimslied gesing is. Want tydens volmaan kon 'n rower sien, kon 'n rower soveel makliker sien waar mense langs die pad in die nag gerus het en kon mense selfs in die nag oorval word. Daarom die woorde, die maan sal jou nie kwaad doen nie. Maar dan ook die son. Hoe kon hierdie psalmskrywer geskryf het, die son sal jou nie
steek nie. Die sonstrale, die hitte van die son, die warmte ook wat ons in Noordwes beleef, die warmte wat hulle soveel meer ook in Israel op die hitte van die dag beleef het, wanneer die son ongenaakbaar is in daardie warm woestynwêreld. Hierdie psalmskrywer werk met twee gedagtes: die gevare en God se teenwoordigheid. Die gevare is altyd daar. Net soos wat die gevare vir ons vandag hier is, net soos wat die familie, die kinders, vriende kan terugkyk en sê, Tannie Anet het ook moeilike tye beleef. Sy wou ook met tye dalk net vir 'n oomblik stil sit, maar om die kinders groot te maak, laat nie baie tyd vir stil sit nie. Sy wou ook dalk met tye net bietjie gerus het, maar die werk was hard en baie. En soos hierdie psalmskrywer op pad is, so was Tannie Anet ook op pad in haar lewe. Sy het 'n lewensreis wat sy einduit voltooi het. Hierdie psalm begin met die woorde: ek kyk op na die berge. Berge wat uitdagings gebring het. Berge wat moeilik geklim is, paaie wat opdraande geloop het. Maar hy kyk verby die uitdagings, hy kyk verby die berge, want hy vra, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Om teen hierdie steiltes uit te klim, teen hierdie berge op te stap, stede wat ook op berge gebou is, van ver af sigbaar was. Maar hy kyk nie na die berge nie, hy kyk nie na die uitdagings nie, hy kyk nie na moeilike tye nie, want hy kyk verder, hy sê, my hulp kom van die Here. En dit is woorde waarby Tannie Anet geleef het. Sy het geweet haar hulp kom van die Here. Hulp om die kinders groot te maak, hulp in die werk wat sy gedoen het, hulp elke dag van haar lewe. Hierdie psalmskrywer sê, dit is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hierdie berge, hierdie uitdagings op sy pad, lyk groot. Maar God is die skepper van hemel en aarde. God is groter as selfs die berge in ons lewens. En so weet ons, Tannie Anet het vasgehou aan die Here wat die skepper van hemel en aarde is. Sy het vasgehou aan God wat nie net groter is as die berge nie. Sy het vasgehou aan God wat groter is as selfs die dood. En daarom kom ons vandag en daarom kyk ons na hierdie pelgrimslied, want selfs die dood is nie die eindbestemming nie. Dis net 'n pitstop. Tannie Anet het daardie pitstop bereik en ook verder beweeg. Sy het toegetree tot die reis saam met God, die ewige lewe. En so mooi soos die woorde in die blaadjie dit sê, 'n tyd wat nie gemeet kan word nie, 'n tyd sonder einde. Maar waarvan Openbaring ons ook sê, dit is 'n tyd saam met God. Tyd waarin God self by ons bly. Self die trane afdroog, self die pyn en die leed letterlik afvee. Soos wat Tannie Anet ook met 'n lang reis na 'n vakansiebestemming, die kinders se gesigte seelik sou moes afvee een of ander tyd, so vee God fisies ons gesig af. Swaar kry van die lewe bly agter. Die trane van hierdie lewe bly agter. En Tannie Anet kon haar bestemming bereik, haar plek wat vir haar voorberei is, haar lewe saam met God. En dit is wat hierdie pelgrimslied so mooi maak.
Want ons hoef nie vandag hier te sit sonder hoop. Want ons weet, ons glo, soos wat Tannie Anet weet het, haar kinders ook geleer het, dit uitgeleef het teenoor haar vriende, haar familie, elkeen wat vandag hier sit, elkeen van ons sal kan sê, dat wanneer 'n mens vir haar gevra het, hoe gaan dit? Selfs in die hospitaalkamer het sy gesê, goed. Nie goed, maar nie. Nie goed, maar daar kan nog iets verbeter nie. Daar kan nog iets dalk verander nie. Net eenvoudig, dit gaan goed. Want sy het nie vasgekyk teen die berge nie. Sy het gekyk na die Here, die skepper van die berge. Die skepper van die hemel en die aarde. En sy het 'n lied geleef. Magaliesburg se aandlied. Hoe mooi dit ook is. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Hierdie psalmskrywer maak dit moeilik. Sal nie toelaat dat jy struikel nie. En tog, elkeen van ons wat vandag hier sit, het al geval. Op een of ander manier in die donkere knie gestamp teen 'n koffietafel, 'n toon gestamp teen 'n hoek wat ek seker was gister nie daar was nie. Elkeen van ons, en so ook Tannie Anet, het uitdagings beleef, en dit is so mooi. Want hierdie persoon erken die uitdagings. Die uitdagings van hierdie lewe, keer op keer. Maar hy kyk ook verder. Die skrywer van Psalm 91 erken die uitdagings, die voëlvanger se wip, die vyande, maar hy kyk keer op keer verder na die Here wat groter is as die uitdagings. En so is dit die voorbeeld wat Tannie Anet gestel het. Om nie net vas te kyk in die uitdagings nie, dit te herken en dit een kant toe te skuif en nog steeds vreugde te vind in haar verhouding met die Here, om steeds vreugde te vind in haar kinders en haar kleinkinders, om te kyk na die mooi ook in hierdie lewe. Die Here slaap nie. Ons weet dat die Here Jesus gebore is, dat hy geleef het, hy gekruisig is, maar dat hy opgestaan het. Ons God is nie 'n God wat slaap nie, hy sluimer nie in nie, hy word nie moeg nie. Hy is by ons. En daarom vandag, waar ons as geliefdes, familie, ook op pad is, elkeen besig is met ons eie reis, ons lewensreis, moet ons bewus wees daarvan, moet ons oortuig wees daarvan, God is by ons. Ons God stap hierdie pad saam met ons. En ons kan in liefdevolle herinnering, ek wens ek kon elke foto op die bord eintlik onthou, deel maak. En so ook u, dat u elkeen van daardie foto's, elke kosbare oomblik, elke herinnering, elke hoofmoment van 'n lewensreis koester. Koester die mooi tye. Die tye wat u as familie lewenslank mag onthou. Maar jy sou ook gesien het, daar was nie net een foto op die bord nie. Ek het ophou tel. Daar was te veel. En so sal u as familie ook kan terugkyk na baie herinneringe, baie mooi tye. Want sy was betrokke. Tannie Anet was betrokke in u lewens. En so is die Here ook. En die moeilike om te sê, maar die waar, sy het nie nou opgehou om betrokke te wees nie. Sy gaan dit nou beleef vanuit 'n hemelse perspektief. Die mooi momente in die lewe, die hoogtepunte
maar ook so die tye wat ons gaan opkyk na die berge in ons eie lewens, 'n hemelse perspektief. Die Here beskerm jou. Hoekom is dit nodig om vir hierdie skrywer van die Psalm te sê, die Here beskerm jou? Want daar is gevaar, daar is uitdagings, daar is harde tye. En so is ons ook hier as familie en vriende vandag bymekaar om hierdie gesin te beskerm. God beskerm u, maar ons is ook hier vir u. Ons kan nie die las van u skouer afneem nie. Ons kan nie die hartseer in die harte uithaal nie. Maar ons is hier, 'n skouer om op te huil, 'n hand om ondersteuning te gee. Daarom ook aan die vriende, aan die familie, moenie na vandag vergeet van hierdie familie nie. Bly steeds hulle ondersteun in hierdie tyd, maar ook in elke tyd. Vers 6 sê so mooi: Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Wanneer ons in die son in beweeg, as ek reg is, ek glo ek is in hierdie geval, Tannie Anet was lief vir sonlig. As ek die huis so gekyk het, daar was baie gordyne wat oopgetrek is, baie natuurlike lig. As ek die kamer so in die gang af reg gemeet het, was daar baie lig. Leef as familie voort in die sonlig. Leef voort in die lig van God. Leef in die voorbeeld, 'n goeie voorbeeld, 'n voorbeeld van lig, wat Tannie Anet ook gestel het. Sê weer in Psalm 121 vers 7, nie net in vers 15, maar ook in vers 7, die Here sal jou beskerm, hierdie keer teen alle gevaar. Die gevaar van verlange, die gevaar van mis. Die Here sal by u as familie wees, selfs in daardie tye. Hy sal u beskerm, selfs in daardie tye. Jou lewe sal hy beskerm. Hierdie psalmskrywer het ook geweet dat ons aardse dae is net soveel, ons lewensreis is net so lank. Hy het geweet, dis nie net hierdie lewe waar tydens die Here ons beskerm nie, die Here beskerm soveel meer, selfs ons ewige lewe. Die lewe wat vir ons so duur gekoop is in die liefde van ons Here Jesus Christus. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Nou en vir die tyd wat nie gemeet kan word nie. Daarom weet ons, die Here is by u as familie, die Here is by ons as vriende, familie, geliefdes. En ons weet, ons glo, ons is daarvan oortuig. Tannie Anet is vandag in die huis van die Here. Sy het toegetree tot die plek wat God vir haar voorberei het. Wanneer Jesus sê, ek gaan vooruit om vir julle plek voor te berei, dit woorde wat Tannie Anet ook sou gelees het in haar Bybel, maar wat sy beleef het. Die belewenis wat elkeen van ons nog van droom, waarna ons uitsien. En daarom, geliefdes, familie, wil graag vertel, ek met Hein gepraat het, sê het gaan kyk asseblief in die Bybel, watter gedeelte is onderstreep. Daar sal niks onderstreep wees in die Bybel nie. By Suna
presies dieselfde woorde. Daar gaan niks onderstreep wees nie. Bybel word gerespekteer. Maar mag ek nou maar as jong predikant vra, gaan plaas 'n boekmerk by Psalm 121, by Psalm 91, want hierdie is vir julle. Hierdie is vir die lewensreis wat vir julle voorlê, sodat julle ook mag weet, net soos die Here by haar was, so is God by julle. Amen. Geliefdes, ek wil vra dat ons saam bid, en na die gebed sing ons dan ook Gesang 190. Here, ons kom vandag, en ons kom met die wete, die versekering, die geloof, dat hierdie lewe is nie die enigste lewe nie. Ons weet, U gee die ewige lewe. U gee vir ons soveel meer as wat ons nou kan besef of indink. Daarvoor sê ons dankie. Maar Here, ons kom ook as vriende, ons kom as familie, as kinders en kleinkinders, en ons bid vir hierdie seer wat ons in ons het, hierdie wete dat ons gaan verlang. Vra Here, wees ook saam met ons, waar en wanneer ons hartseer is, waar en wanneer ons na die foto's kyk en ons 'n stem mis en 'n verlange beleef. Here, wees ook dan by ons. Troos ook dan vir ons. Vee ook dan ons trane af. En beskerm ons. Here, ons bid vir elkeen wat hier is se pad, hierdie lewensreis wat U vir ons gee en gun. Vra, loop ook elke tree van die pad saam met ons, want alleen sal ons nie kan nie. Ons dankie Here vir die belofte dat U ons vooruitgegaan het om vir ons plek voor te berei. Ons dankie vir die belofte van die ewige lewe. Ons dankie dat U ook by ons is. Amen.
Geliefdes, ons mag ons plekke inneem. Ons gee dan ook geleentheid Suna vir die bedankings. Baie dankie vir almal wat hier vandag is en vir die verskillende wat hulle aan. Ek wil net bedank sien aan ons Hemelvader dat hy vir vir ons gestee het wat 'n wonderlike mamma wat ons gehad het. En almal was altyd lief vir haar gewees en sy was vriendelik met al ons maatjies en met al die kinders se maatjies en alles. Ja, wat 'n wonderlike mamma. Dan wil ek sê, baie dankie vir mediese personeel. Hulle het absoluut wonderlike diens gedoen vir hulle mamma en ons vrou was. So, ons is baie dankbaar teenoor hulle. En dan die Marissa personeel, Marissa Koen, Sonja, Lisa, Agnesia, Susan. Julle het die laaste tyd vir mamma so baie beteken. So verlief en daarvoor sorg en alles. Ek is ontsettend dankbaar vir julle daarvoor. Lizzie en Anna, my twee huishoudstertjies, dankie vir al julle liefde. Julle het ook altyd vir ouma met baie liefde versorg. En ouma was nooit een wat stil gesit het nie, so sy het altyd wanneer Lizzie en Anna besig is, en sy sê, jy kan ek nie ergens help nie, en dan as ek die sien, dan sit sy was met die vrou, en ons begin, sy het altyd vir hulle gehelp, en dan tevrede Swanepoel, baie dankie die leerings van die begrafenis en al die ondersteuning, ons waardeer het verskeie baie, en die Michael, en die onderwys, en die koste, baie dankie Dominique, vir julle ondersteuning ook. En familie, vriende, almal se gebede en ondersteuning. Dit het ons gedra deur die tyd. Baie dankie vir julle ondersteuning. Die koor besluite, ek glo nie hulle is meestal nie, maar baie dankie vir hulle ons baie kort kennisgewing en was hulle beskikbaar gewees om my ma te ontsing lief. Die was sy baie lief ons voor. En ja, Freddie ook. Dankie. Dankie Freddie dat jy dit so vinnig vir ons kon gedoen het. Ek weet jy het omgehaak het en alles om alles vir vandag geleer te kry ons waardeer het wees op van die Elma en Rihanna, van die Elma baie dankie dat van jullie oggend was op my was. En van die Elma en Rihanna, julle altyd was onmiddellik daar so gewees. En van die Elma, julle het saam my gebly, voordat daar iemand anders was. En sy hou my nie aan die geloof sit nie. So ek waardeer julle twee baie dankie daarvoor. Ok, en dan Elsa en Dawie, julle was soos kinders van my ma gewees. Baie dankie, julle het altyd soveel liefde gegee. Ek onthou, tydjie dan ons, dan Elsa en Dawie ons genooi braaivleisperre op Sondagmiddag en dan gebraai ek en Ilma ons by Elsa en Dawie en dan die aand dan sit ons saam vir die TV en dan sê Ilma, wanneer gaan ons weer na Elsa en Dawie toe? So dat ons ons dan die middag raak. Ek het langs gedaan, so hulle was ons kinders, dit van my ma gewees ook. En dan vir Deerwold en al my collega's, baie dankie vir al die hulp oor hierdie afgelope tyd.
Die wêreld het my daar so te moeilik gemaak met my werk en alles. Ja, hulle baie van my laaste het 'n bietjie afgevat en dat ek weer kan by my mamma kom spandeer. En baie dankie gedeel dat jy vandag saam met my gesit het. Hy was wat in die verhoor gewees en hy was baie jongens. Ons was nie saam met die verhoor gewees. So, ja, dit is alles af. Baie dankie vir almal wat vandag gekom het. Wat hier gewees het baie. Geliefdes, daar is verversings. Kom spandeer asseblief 'n paar oomblikke saam met die familie. Wanneer ek sê 'n paar oomblikke, meer as 'n halfuur, maar 'n paar oomblikke is ook nie net by die agterdeur uitstap nie. Daardie is ons agterdeur, hierdie is ons voordeur. Neem asseblief die voordeur. Ons gaan die agterdeur toemaak. Kom drink saam koffie. Kom gee die familie ook 'n handdruk van ondersteuning. Kom kuier 'n bietjie saam, kom deel van die herinneringe. Kom plaas nog 'n foto op die bord. Ons gaan saam kuier eers. En wil jy nog ietsie sê? Is dit eigenlijk die belangrikste te baie om te verdenken aan jou. En al die jare, Emma was gediagnoseerd met Alzheimer's 9 jaar gelede. En al die geduld en liefde, dit van Emma gedoen het. En al die sy 100 keer dat dieselfde vraag goed gevraag het. As jy dan altyd geduldig gewees en die liefde altyd gaan. Dankie vir julle. Ek wil nie dankie vir jou dat altyd bereid was om dat die hand was nou die Johannesburg gewees, so sy was nie nog by gewees nie. So maar hy was altyd gewillig om altyd te help. Ek wil net hier dit sê baie dankie vir dit wat ons Liefdes, ons gaan dan nou saam uitbeweeg na die verversings en dan hier ongeveer by 2 uur gaan ons dan nou ook almal wat wil saamkom, u is welkom, maar dan gaan ons uitbeweeg na die graf toe. Baie dankie.